Ek weet vanmôre gaan ek nie baie van julle tyd opneem nie. Maar indien jy jou Bybel jou het, vir jy vir ons saam met blaai na Matteus 4 toe nie. Asseblief, ons gaan net lees van vers 12 tot en met 17. Halleluja. En toe Jesus hoor dat Johannes in die gevangenis gesit was, het hy na Galilea teruggegaan. En hy het Nasaret verlaat en gaan woon in Kapernaum aan die see in die gebied van Zebulon en Naftali, sodat gevul sou word wat gespreek is deur Jesaja die profeet, toe hy gesê het, die land Zebulon en die land Naftali na die see toe, oorkant die Jordaan, Galilea van die heidene. Die volk wat in duisternis sit, het 'n groot lig gesien. En die wat sit in die land en skaduwee van die dood, vir hulle het 'n lig opgegaan. En van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Kan ek weer vers 17 lees, hoor mooi. Hy sê, van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Nou wanneer ons in vers 17 kyk, sien ons daar is 3 onderafdelings in hierdie vers. Een is natuurlik bekering. 2 is natuurlik die koninkryk van God, of die koninkryk van die hemel. En dan derdens, het naby gekom. En hierdie is nou nie in volgorde soos wat dit geskryf is in die woord nie. Maar ek dink een van die belangrikste, die een wat die kragtigste is die laaste ene, het naby gekom. Het naby gekom. Hierdie het naby gekom, druk iets uit van iets gaan gebeur. Iets op pad. Iets is op die hande, soos die ou mens gesê het. Iets is op pad, iets gaan gebeur. Jesus kom en hy sê, van dat mense sê, iets is op pad, iets gaan gebeur. Kom ons kyk gou na die eerste 2. Bekering, en ek dink ek ook veel uit te brei oor die woord bekering. Ek dink elkeen weet wat dit beteken. Die woordjie bekering beteken om anders te dink, om in 'n ander rigting in te dink, om 'n hartsverandering te doen, om 'n omkeer van ons lewenswyse te doen, 'n vernuwing van ons gedagtes te doen. Dis bekering. Kom ons kyk byvoorbeeld net vandag na die verlore seun. Ons kan selfs ook na Paulus kyk, maar kom ons kyk na die verlore seun. Hier die verlore seun het weggegaan, hy het sy erfdeel by sy pa gevat en hy's weg. En op 'n dag sit hy in die moeilikheid waar hy saam met varke pele moes eet. En hy kom tot hierdie inkeer van hy moet teruggaan na sy pa toe. Hy moet teruggaan, maar hy moet hierdie besluit maak. Hierdie vernedering, wat hy voel, hy gaan verneder word. Hoe gaan sy pa hom terug verwelkom? Hy sê vir homself, ek sal maar vir my pa gaan werk, soos 'n slaaf. Maar hy kom tot inkeer, en hy maak hierdie nuwe hartsingesteldheid. Hierdie bekering kom tot hom, en hy gaan terug na sy pa toe. En ons ken die res van die verhaal, van sy pa toe met oop arms ontvang. Want as ek en jy tot bekering kom, is God daar met sy arms oop, en hy wag vir jou, om jou te omhul, en jou op te lig, en jou vas te hou, en jou te beskerm. Maar daar's iets wat moet gebeur. Ek en jy moet 'n hartsbesluit maak. Ons moet 'n hartverandering maak. Ons moet 'n lewenswyse verander. Ons moet 'n denke verander. Waar ons in hierdie rigting gedink het, gedoen het, moet ons letterlik omdraai en in 'n ander rigting in die rigting van God. Dit is bekering. Nou, die koninkryk van God. Nou die woordjie koninkryk van God kom 68 keer voor in die Nuwe Testament. As jy 'n bietjie daar gaan navorsing, dit spel uit natuurlik wat aan God behoort. Die koninkryk van God. Die heilige staat, die lam, die berg, die volk.
Nou, alhoewel die hele aarde, hierdie hele aarde waar ons op is, behoort aan God. Want hy het toch geskape. Maar baie goed op aarde het onaard en onrein geword. En dit kan nie meer aan God behoort nie. Want dit wat aan God behoort is rein, is heilig, is nuut, is opreg. So daar is goed wat verander het, wat nie meer aan God behoort nie. En ons kan nou heeldag hierso sit, om daaroor te gesels van wat nie aan God behoort nie, en ek dink julle het al klaar 'n paar idees en 'n hele paar denke rondom wat nie meer aan God behoort, as ons 'n bietjie dink aan hierdie wêreld vandag. Maar kan ek vanmôre vir jou sê, jy behoort nog aan God. God het jou nie weggegooi en gesê, gaan weg nie. Dit kom. Dit kom. Wanneer Jesus vir jou gaan sê, gaan weg, ek het jou nie geken nie. Dit kom. Maar nou, op hierdie stadium, ken Jesus jou nog. En hy gee jou nog 'n kans om tot hierdie bekering te kom. En die Bybel praat van buite, soos die dwaalleraars en die bedrieërs en die moordenaars en die afgodediensry, wat buitekant die nuwe Jerusalem is, daar in Openbaring 22 vers 15. Staande daar. Buitekant, Jerusalem beteken ook buitekant die koninkryk van God. Alles wat buite is, ek glo, ons kan nog byvoeg, daar is demone en goddelose plekke en mense. Ons kan mense ook daar byvoeg. En die grootste vyand van die mens is die dood. Die dood, ons kan dit daar byvoeg. Die koninkryk van God is dis heilig en dit behoort alles aan God. So wanneer ons wonder, die koninkryk van God, wat behoort aan die koninkryk van God, kan ons onsself indink, en die woord sê dit so mooi vir ons. Men die feit dat Jesus verkondig het dat die koninkryk van God nou, terwyl hy op aarde is, naby gekom het, sê vir ons dat die koninkryk van God ver was. Dit sê iets dat dit ver was in die ou tyd, as ons nou kyk. As ons kyk daar in die ou tyd, in die Ou Testament, natuurlik, en onthou, die wêreld voor in die Ou Testament, en ons is nou besig, ek hoop julle het nou klaar die boek van Genesis gelees, en ons is in die helfte van Job, wat ons so 'n bietjie gelees het met ons daaglikse Bybelstudie, waar ons na die diens lekker daaroor gaan gesels, sien ons dat in daai tyd het die mense, die goddelose gedurende die Ou Testament, na die sondeval, verskriklik te kere gegaan. En God het sy koninkryk opgeneem na die hemel. Kom ons kyk aan die tyd van Eden. God het hom weggeneem as gevolg van die sondeval. As gevolg van die sonde wat gebeur het. Want onthou, waar God naby is, daar is sy koninkryk. God is naby sy koninkryk. God gaan nie sy koninkryk daar plaas en op 'n ander plek wees nie. God is in sy koninkryk. En wanneer God afkom, gebeur daar dinge. Ons lees dit daar in die woord. Kom ons kyk toe God afgekom het en aan Moses verskyn het. Die oomblik toe God aan Moses verskyn het, daar dinge gebeur. En God het vir Moses sê, gaan haal my volk. En dinge het gebeur, van die koninkryk van God was daar, was naby gewees. Dinge het gebeur, plaag het begin. En die magte is verbreek van Farao. Men 'n volk van 3,5 miljoen mense het ongeveer 40 jaar in die woestyn gebly. En kan ons, hoe het God hulle gelei? God was naby, met die wolk en die vuurkolom, wat in die nag en die dag hulle gelei het. Hulle voorsien het. Dan dink ons, dan praat ons van die manna en die brood wat uit die hemel uitgeval het. Op die berg Sinai, toe God nader gekom het, wat gebeur? Wat gebeur? Daar het dinge gebeur. Die berg het gebrand. Tot vandag toe is die berg nog steeds gebrand. Toe God se teenwoordigheid, toe God neergedaal het. En dit was die naaste wat God aan die mens was. Die berg het gebewe. En wat het gebeur?
God het neergedaal en hy het hierdie wet gegee en dit met sy vingers geskryf, uitgegraveer op die klip vir Moses. So hierdie wêreld is onrein en onberispelik. Die tyd was nie reg gewees nie. Kom ons kyk na Noag. Noag het vir 120 jaar aan die ark gebou, plus minus. Net 8 mense het in die ark ingegaan. Vir 120 jaar was daar kans gewees dat daar mense tot bekering moes kom. Vir 120 jaar. En hulle het gekies om dit nie te doen. Hulle het gekies om te lag. Hulle het gekies om te spot. En aan te hou met hierdie dinge van die wêreld. En dit was te laat gewees. Jesus is gebore. En met Jesus se geboorte verklaar God dat die tyd nou ryp is. Daarom kon Jesus, soos Johannes, ook die blye boodskap bring met die predik. Die koninkryk het naby gekom. Johannes het daarin, as jy gaan lees in Matteus 3, sal jy sien, Johannes het presies hierdie woorde gesê. Die tyd het naby gekom. Bekeer julle. En toe kom die Fariseërs en Sadduseërs daar waar Johannes besig was om te doop. Om te kom kyk wat maak het. En hier kom Johannes en hy sê ook van hulle, bekeer julle. Want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Bekeer julle. Die koninkryk is naby. Nou deur Jesus Christus is die koninkryk van God nie meer daar ver. Maar is nou hier. Jesus het gekom en het deel geword van ons as mens. Want onthou die woord sê ons moet in Christus wees en hy in ons. Is Christus in jou? Is die koninkryk van God by jou? Is jy in die koninkryk van die Here? Of staan jy, want onthou, die seun van die mens het gekom en ons uitgehaal uit die koninkryk van die wêreld en ingebring in die koninkryk van God. Deur Jesus Christus wat vir ons gesterf het, van die dood oorwin het en wat vir ons die Heilige Gees gestuur het. En ouens, die oomblik wanneer die koninkryk van Jesus, van God, hier is, in jou is, ouens het daar genesing plaasgevind. Daar is kettinge verbreek. Dooies is opgewek. Deur Jesus wat na is. Want Jesus sê, die koninkryk het nou naby gekom. Wanneer die koninkryk daar is, gebeur daar dinge. Dit het God bekend gemaak. Die kruis, die opstanding, die hemelvaart. Wat het gebeur het aardskuddings veroorsaak op aarde. Dit is wanneer die koninkryk van God naby is. Gebeur daar dinge. Ons kan nie sê ons is in die koninkryk van die Here en daar gebeur nie dinge in jou lewe nie. Ons kan nie sê ons is nou in die koninkryk, die Heilige Gees is in my en daar gebeur nie dinge in jou lewe nie. Daar het nodig om dinge in ons lewens te gebeur wanneer die koninkryk van God naby is. Dat het tyd geword dat ons moet begin na onsself kyk, dat ons self ondersoek moet doen. Ja, ek sal ook graag, daar seker goed wat ek ook graag beleef. Die dag wanneer ek daar bo kom, wil ek graag vir Here vra, Here, wys vir my hoe het U die rooi see oopgemaak waar 3,5 miljoen mense is. Ek wil dit sien. Maar daar gebeur nie meer sulke goed in die tyd nie. Daar's graag goed wat ek wil graag beleef. Ek wil graag deel wees aan dit, man. Ek wil graag deel wees van daai 3,5 miljoen mense wat daar staan en sien, wow, hier gaan die waters oop. Ek wil graag deel wees van die disippels wat voor Jesus se graf staan en kyk, hy is leeg. Ek wil
graf voor die graf gestaan het, waar Lazarus uitgekom het. Nog toegedraai in die doeke. Ek sou graag deel gewees het van dit. As gevolg van dat ons die koninkryk van God wegskuif, gebeur daar nie meer dinge in ons lewens nie. So baie dinge gebeur in hierdie wêreld wat ons nie raak sien nie, omdat ons na onsself kyk. Sê maar ek voel dit. Hierdie ek. Daar gebeur nog steeds wonderwerke in hierdie wêreld. Daar gaan nie 'n dag verby wat ons nie getuienis hoor nie. Daar gaan nie 'n dag verby dat ons nie getuienis sien nie. Kom aan ons. Elke dag gebeur daar iets in jou lewe wat ons kan gebruik as 'n getuienis, want God het dit so beplan. Dit was as gevolg van God, as gevolg van sy koninkryk wat naby is. As gevolg van dit. En as gevolg van dat ons nie hierdie goed kan beleef nie. Jy het die probleem nie by God nie. Ons sit ons altyd die probleem op God. Ek sê, Here, maar jy is te ver. Hier is die water, kom Here, maak oop die water weer, wat ons sien. En toe Jesus die Heilige Gees uitgestort is, het daar ook dinge plaasgevind. Ja, die mense het in tale gepraat, ons ken die verhaal, maar na dit het hulle uitgegaan en hulle die woord gaan verkondig, en toe Petrus die woord verkondig, het daar 3000 mense tot bekering gekom. 3000 mense, omdat daar 'n woord gespreek is. Nou is die koninkryk van God is by jou, is in jou, al wat ek en jy moet doen, sy woord spreek. Sodat daar bekering kan plaasvind. Sodat al hierdie wonderlike goed kan plaasvind. Moses het 'n woord gespreek, hy het sy staf geslap op die water, en die water het oopgegaan. Jesus het 'n woord gespreek, hy sê, Lazarus, kom uit. En hy het opgestaan in die dode. Jesus het vir verlamde man gesê, staan op, pak jou goed op en gaan huis toe. Vir die 10 malaatse manne het Jesus gesê, staan op, gaan toon julle die priester, en dit genees. Alles met 'n woord gespreek. Ons spreek nie meer woord nie. Ons spreek nie meer woord, sodat mense tot bekering kom nie. Maar ons wil die limelight wees. Sê, kyk na my fancy hemp, kyk na my fancy kar, wow, ek het wat goud in my skoene. En as jy nou tot bekering kom, kan jy dit ook hê. Dis nie God werk nie. En dis wat ons wil hê. Ons wil hê die mense moet mekaar sien. So min in vandag se wêreld sien ons die gawes van die Heilige Gees werk in die kerk. En dis my hartseer. Dit is vir my so hartseer. Dat ons nie meer gaan en voortspreek, sodat die Heilige Gees kan inkom en deur ons werk nie. Ek wil hulle moet weet, dat hierdie pastoor het daar ook genees. Ek wil graag hê, dat toe ek vir hom gebid het daar R1 miljoen in sy rekening gekom. Vir 17 jaar het Paulus bedien, en nog steeds het hulle nie geken. Waarvoor sê jy? Wat doen jy? Waarvoor het jy tot hierdie bekering gekom, wat jy van praat? Want ons almal sê tot bekering gekom. Dis net ek wat tot bekering gekom het. Wow, prys die naam van die Here. Ons almal het tot bekering gekom. Ons almal het tot hierdie hartsbesluit gekom, van nou moet ons omdraai, en anders te dink as wat ons gedink het in die rigting.
Wie kry nou die eer vir daai bekering wat plaasgevind het in jou lewe? Is dit Jesus? Of is dit jy? Of staan jy nog? Sê, kyk, wow, ek het hierdie, ek maak so, kom na my toe, ek sal vir jou wat geld, jy sal skatryk wees. Waar is jou, met jou bekering? Waar is jou gedagtes? Het jou gedagte gevangen geneem? Het op my plek verloor. Is jy miskien soos die Egiptenare? Naby die teenwoordigheid van die Here. Die Egiptenare was naby die teenwoordigheid van die Here gewees. Maar hulle het geen ag geslaan op dit nie. Die plaag het hulle getref. Alles het met hulle gebeur. Is jy miskien vanmôre hier, soos die Egiptenare, net naby die teenwoordigheid net om gesien te word? En dan as jy uitgaan, het jy geen waarde gevind nie. Is jou hart verhard, soos wat Vader se hart verhard is, deur onbekeerheid. Onbekeerheid verhard 'n mens se hart, want dit wil nie hê, jy moet in daai rigting ingaan. Bekering is belangrik. Bekering is belangrik. Ons beleef reeds die magtige teenwoordigheid van God deur die Heilige Gees. Kom maar, as jy nog nie die Heilige Gees se werking en sy teenwoordigheid gevoel het nie, ons. Ekskuus, dan moet jy meer bid. Dan moet jy meer bid. Dan moet jy tot hierdie bekering kom. Het jy tot bekering gekom? Ware geloof is sonder bekering onmoontlik. Ek sê weer, ware geloof is sonder bekering onmoontlik. Daar gaan 'n dag kom wat ons almal voor die Here moet staan. Daar is ook 'n boek wat jou werke geskryf word. Julle weet dit, nee. Maar onthou, goeie werke kom uit geloof. Die geloof kom nie uit goeie werke uit. Die goeie werke wat jy doen voor geloof word nie ingeskryf in die boek nie. Maar die werke wat uit geloof uitkom, die goeie werke, dit word opgeskryf en daarop gaan God jou vra. Daarop gaan jy moet antwoord gee. En as jy vanmôre sê, ek het tot bekering gekom, wys jou vrug, jy het tot bekering gekom. Die vrug wat jy dra. Want bekering is die vrug van God se genade en die inwerking van die Heilige Gees. Johannes kom en dit is my so mooi, toe die Fariseërs nou kom kyk daarna en die Sadduseërs en die Fariseërs kom kyk daar waar Johannes besig was om te doop, net voor hy Jesus gedoop het. Kom sê vir hulle, dra dan vrug wat by jou bekering pas. Wow. Dra dan vrug wat by jou bekering pas. Wat se vrug dra jy? Wat se vrug dra jy? Pas dit by jou bekering? En hierdie was Jesus se eerste preek gewees. Hy het gesê, bekeer julle van die koninkryk
van die hemel het naby gekom. Jesus het uitgegaan en dit gepreek. Bekeer julle. Bekeer julle. Hierdie eerste preek van die spring ons by die nabyheid van die groot gebeurtenis wat nog gaan kom, die wederkoms van Jesus. Dit gaan weer gebeur. Die oordeelsdag, dit gaan kom. Maar wat belangrik is, het jy tot hierdie bekering gekom. Ons almal het al toets geskryf in ons lewens. Het jy gesien wanneer jy in die eksamenlokaal sit, het jy agtergekom dat die onderwyser nie 'n woord sê nie. Miskien hier so bly stil en daar bly stil. Maar verder praat die onderwyser nie. Het jy het gesien? Het jy het agtergekom? En wat gaan die onderwyser doen as jy vir die onderwyser vra, juffrou, wat is vraag 1 se antwoord? Wat gaan sy vir jou sê? Het jy nie geleer nie? Staan in die boek. Ons partykeer gaan ons deur 'n toets. Maar mooi, sê partykeer gaan ons in 'n toets. En God staan daar. En hy vir ons vra hom, Here, wat is die antwoord? Wat is die uitkoms? Weet jy wat sê hy? Jy het my boek gelees nie. Jy het nie gelees wat hierin staan nie. Die antwoord staan hierin. Die antwoord is hierin. Ons verwag dat God ons die hele tyd met 'n lepeltjie moet voer. Dit laat my baie dink aan ou Job, wat deur die toets gegaan het. Hy het nie gesondig nie. Hy was nie verkeerd nie. En weet jy wat? Toe hy deur hierdie moeilikheid gegaan het, God nie met hom gesels nie. God nie met hom gepraat nie. Waar hy die as sit, met die sere op, waar hy nou net sy kinders verloor het, sit hy. En hy roep tot God, en God antwoord. Miskien is jy miskien op daai plek vanmôre, wat jy sit en jy roep God, en hy antwoord jou nie. Jy sit miskien daar, en jy het die Here aangeroep, maar daar gebeur niks nie. Gaan net gou-gou, ek vra jou, gaan net gou-gou na die boek toe. Jy gaan lees dit net weer. Die antwoord is daar geskryf. Ons sit elke dag in die eksamenlokaal. Want ons gaan deur toetse. Elke omstandighede wat die duiwel, elke struikelblok vir die vyand na jou te gooi, sal God gebruik. Nie alles nie, maar God gaan dit gebruik as 'n toets. Om te kyk, het jy geleer? Gaan jy hierdie vraagstel deurkom? Of gaan jy hom dop? En as ons dop, dan probeer ons weer. God se God van genade. En hy sê, kom ons probeer weer. Kom ons probeer weer. Wat se vrug dra jy? Pas dit by jou bekering? Pas dit wat jy sê? Het jy die eksamen geslaag? Of sit jy nog besig om die toets te skryf? En my vraag is, het jy geleer? Kom ons leer ons. Kom ons leer. Jy is nie te oud om te leer nie. Ons wil graag almal uit ons omstandighede en uit ons situasie uitkom. Maar ons het tyd nodig om te leer. En ons gebruik hierdie situasie waarin jy is, gebruik dit as 'n leerskool. Vra God, Here,
Wys vir my wat vir U hê ek moet hieruit leer. Kom ons kyk nie vas in die probleem nie. Ons kyk nie die dak wat weggewaai het nie. Ja, dis moet. Here, wat leer ons uit? Wat is die aanval? Kom ons Here, ons kom teen die aanval. Ons net is alles net 'n aanval. Dis nie almal moet my nou jammer kry want my dak het afgewaai. Dis van Here, ek staan op teen hierdie aanval in die naam van Jesus. Want U sê vir ons in die woord dat U ons die autoriteit gegee het, oor die mag gegee het oor die krag van die vyand. Alles staan so in die woord. En nou staan ons op en U sê vir ons in die woord, onderwerp jouself aan my, weerstaan die duiwel en hy sal van ons wegvlug. Kom maar ons. Dit was nog nooit so maklik geweest nie. Dit was nog nooit so maklik geweest soos nou. As jy gaan kyk in die Ou Testament, hoe hulle na die tabernakel toe moes gaan, moes hulle die diere gevat om te slag vir die groot sonde wat jy gehad het. Sodat jy kan vergewe word. Ons die lam is geslag. Jesus aan die kruis vir ons. Ek en jy hoef dit nie meer te doen nie. Kan nou direk na God toe gaan. En ek kan met God kommunikeer. Here, vergewe my. Kom ons lê maar. Vader, dankie dat ons vanmôre hier kan wees. Vader, ek bid Here dat U sal kom, Vader, en net opnuut in elkeen se harte sal wees, Here. Net aan hulle sal openbaar, Vader. Here, U wil. Here, dankie dat U naby ons is, Here. Dankie dat U koninkryk hier is, Vader. Here, dat U ons uitgehaal het uit die koninkryk van die wêreld en ingebring het in die koninkryk van God. Here, as 'n nuwe mens. Here, U het sê, kyk, ek het alles nuut gemaak. Here, ons eer U, ons loof U, ons prys U. Vader, ek bid Here dat U elkeen hier sal gaan. Vader, ek bid, Vader, vir elke kind wat hierdie week na skool toe gaan. Here, daar is 'n nuwe seisoen, 'n nuwe jaar, 'n nuwe uitdaging. Here, dat is miskien 'n nuwe skool, is 'n nuwe graad. Hulle weet nie wat om te verwag nie, Vader, maar ek bid Here dat julle sal beskerm, dat julle sal toevou in U wonderlike hand, in U reddende hand. Here, hulle sal uitred. Here, hulle sal beskerm. Vader, ek bid Here dat elkeen wat hier is, Vader, dat U hulle ook sal beskerm, dat hulle reisende genade sal hê tot waar hulle moet wees vandag. Maar Vader, Here, gee ons vandag ons daaglikse brood. Here, vergewe ons skuld net so ons skuldenaars vergewe. Vader, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.